Okay, môre almal. Baie welkom hier by Yahweh Altekan Bediening. Ons is nog steeds besig met die hoofstuk om van bo af wedergeboorte te kan ontvang. Vandag gaan ons 'n bietjie meer oorgaan in die groot doop ook in. Ek gaan ook uit 'n ander gedeelte ook hier op my tafeltjie bedien waar ek vir jou dit bietjie meer gaan oopbreek. Maar ek wil nie hê julle met die volgende week mis nie. Asseblief nie, want hy kom uit my reeks van wat in die duisternis sal aan die lig kom oor wedergeboorte. So dis nogal 'n redelike hoofstuk, maar hy's nie lank nie. Hy's kort en hy sê vir jou hoe moet jou gees, siel en liggaam in lyn kom met wedergeboorte. So hy gaan bietjie in die diepte in wat ek dink julle nodig het om vir julle te kan oopbreek voordat jy die doopwater ingaan. Dan weet jy, as ek daai water ingaan, maak ek klaar met dit en dit en dit en ek vat my genesing, want die woord sê en skielik sal jou genesing uitsprei. Skielik. Ek dink is in Jesaja, en as ek reg kan onthou. Ja, en skielik sal jou genesing uitsprei. So ek wil hê wanneer jy, kom ons sê, daar gaan nou 2 mense die doopwater ingaan, maar die res word van bo af geestelik wedergeboorte, is dit net so groot. En dat jy dan in gees, siel en liggaam, dat Vader jou sal terugbring na sy woord toe. Want sy woord is jou roetekaart. So dit is my gebed vanmôre. Ek praat in my gebed, ek dra dit sommer so op en sê Vader dat hulle sal terugkom in die wedergeboorte van bo af, om te kan weet, die woord is 'n lamp vir my voete. Ek moet hom nie onder die maatemmer bære nie. Want dit gaan vir jou niks beteken as hierdie Bybel net daar gaan lê nie. Kyk om vir julle 'n Bybel te kry wat vir julle die verklaringe gee, soos hierdie een ook gee. Het julle sulke Bybels? Wie het nie? Met ander woorde, hy gee vir jou onderaan, as jy die versie lees, gee hy vir jou die verklaring. So ek sal bid dat Vader vir my die finansies gee, dat ek kan kyk of ek by die Bybelhuis kan kry, wat vir ons dalk nie te duur uitwerk nie. Maar intussen vertrou jy in gebed, Heilige Gees, om jou in hierdie woord te lei in alle krag en waarheid. Wie is die ouens wat vir julle voorlees by Stilleris? En die wat nie vir homself kan lees nie? Wie lees nie vir homself nie? Moenie skaam wees vir oggend nie. Ja. Maar moet ons nie vir jou 'n sterker brilletjie koop nie? Wat 'n nommertjie het jy? Nou kom ons kyk vir 'n sterker enetjie. Jy gaan nie kan nie. As jou oë nie kan nie, gaan jy nie kan nie, ongelukkig nie. Maar jy moet nie met hom loop nie, met hom net gebruik vir lees.
Maar okay, wat ons moet doen, ons moet kyk wat 'n sterker een na 3.5 is. Dan toets ons, né? Nee? Dan kyk ons net, maar jy moet nie met hom loop nie, jy moet net met hom Bybel lees. Skus, ek werk bietjie in die verwysingsraamwerk vir môre, sal julle sien. Ek hoor bietjie by wie elkeen, soos nou, wie kom nie uit by om te kan lees nie. Want dis belangrik dat ek weet wie kan nie gaan lees nie. Janeman en hom tuisie, lees julle. OK. Julle twee? Want ons kry sommer pepbrilletjies wat goedkoop is. Skryf net vir ons op Diana pepbrilletjies en Bybels te gaan kyk. Want ek wil graag hierdie jaar hê dat julle meer in die woord kom. Jy ook, mamma? OK. Hmm. Maar los hom maar eers, Diana, hoor? Los hom eers. Nee, los eers, wees rustig. Hmm. Nou kom ek vra die ander vraag. Wie kan goed sien en lees? Benny? OK, dan maak julle so, né? Nee? En dis nou met liefde gesê, julle maak so by Stilleris. 'n Donderdagmiddag, né? Nee? Kom julle 2 uur by mekaar, né? Nee? En die een wat kan lees, lees die paar skrifte. Maar kom ons wag tot ons al kan ek net vir julle een verwysingsbybel gee. Dan is daar een verwysingsbybel wat julle daarmee skrif kan lees en die uitleg kan hoor. Want 'n mens neem die skrif eers na die 7de keer regtig in soos jy moet. Jy gaan hom lees en jy gaan die verklaring kry. So gaan jy aangaan tot jy daai skrifte wat hulle bygee ook deurgewerk het. So teen donderdag maar wat julle kom ek lees gou-gou 'n stukkie. Kom ons gaan gou-gou, kom ons lees gou-gou. Eers kyk waar het ek my goed gesit, Mike. Dis nie net jy wat ver oggend so voel nie. Sy. 2 Korintiërs 5 vers 17. Gaan ek nou vir julle lees. En hy sê vir ons in die woord in, en ek doen hierdie stuk as 'n geopende gebed vir ons wat begin. Hy sê vir ons, ek kom Abba Vader en ek lees die volgende skrif, Vader, dat U in elke hartkamer sal inspreek, soos wat ek die skrif lees, Vader, dat U die sleutel sal draai en dat die versoening sal plaasvind. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God wat ons met hom versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. So met ander woorde, by Stilleris is daar 'n ongemak, daar's nie vrede nie. So daar moet dan, terwyl jy die woord dan nou lees donderdag, met elkeen met 'n hart daarin gaan van versoening om vrede te maak. OK, sal julle dit kan doen? Want dit is belangrik, want jy wil graag jou wedergeboorte van bo af ontvang. Selfs vir die sissas wat huis toe gaan, Karina hulle wat huis toe gaan en ek vergeet jou naam. Deline, nou sal ek nie weer vergeet nie. En vir Deline wat huis toe gaan en nie iemand het om dalk saam te sit nie.
dan kan julle die woord doen en die verwysingskrifte gaan ek nou vir julle lees. Dan kry jy op daai manier, soos ek nou gesê het, hierdie is 'n roetekaart wat na jou siel toe werk in jou geesmens in, om jou te vernuwer as 'n nuwe skepsel. As jy hoor wat ek sê. OK. Sodat die versoening in jou hart kan plaasvind, naamlik dat God en Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie en die woord van versoening aan ons toevertrou. Nou as ek nou hierso verder gaan lees, gaan ek nou lees wat beteken dit om 'n nuwe skepsel te wees. Die terme nuwe skepsel verwys na die geestelike transformasie wat in 'n mens se hart plaasvind wanneer hulle Christus as hulle verlosser aangeneem het. Toe julle die Vader aangeneem het, wie het die sondaarsbelydenis gebed al gedoen? Julle het hom hier by my almal gedoen. Julle het agter my aangehoor. Toe daar iets in jou hart gebeur wat versoening bewerkstellig het, wat niemand, hoor gou verby, jy het dit met jou woorde gespreek, woorde verander jou DNA, jy het dit gespreek, so niemand kan dit weer kom verander nie. Heilige Gees is nou welkom in jou, mits jy die sonde haat. Jy moet sonde haat en dit nie wil doen nie. Dan sê hy, nuwe betekenis, nie in hierdie geval om te hernie nie, maar gerestoreer, hervorm of gerehabiliteer te word. Dit beteken om volkome en ingrypend nie te wees met 'n nuwe familie, 'n nuwe waardestelsel, 'n nuwe motiverings en 'n Kan jy hoor, Michael? Ja. Okay. Johannes 3 vers 3, daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. So as jy nie opnuut gebore word nie, wat kan jy het jy nie sleutels om die koninkryk in te kan gaan nie. So wat beteken om wedergebore te wees? Woorde verander jou DNA. Jy kry 'n nuwe DNA wat 'n goddelike DNA is van bo af. OK. So met ander woorde nou vir hulle my sis. 3. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nou ja, die ou mens is steeds daar in die nuwe lewe. So die ou mens is steeds daar in die nuwe lewe wat jy nou aangeneem het. So die ou mens is nog daar, hy's nie heeltemal weg nie en kom tot uiting in 'n sondige gedrag soos om leuns te vertel. Ewe skielik dan kom die vlees weer voor. Dan weet jy om hierdie vlees te bestraf om te sê ek het 'n wat? Ek het 'n dag en 'n datum, nê? Wat jy voor Satan, as jy voel jy wil 'n leuen vertel of jy wil skielik vrees of bitterheid hê, soos as iemand na jou toe kom en spreek bitter woorde en jy voel dit wil oor jou kom, dan weet jy Susan, dis nie van die Vader af nie, want dan sê jy vir Satan, ek het hierdie dag en datum. So jou dag en datum van bekering is baie belangrik want jy gebruik dit teen die vyand. Dan sê vir hom, jy het geen vasdrapplek in my lewe nie. Ek het 'n dag en 'n datum. Vat jou leuns en gaan. OK. So jou vlees gaan jy baie hard aan werk dat hy nie swak word nie. Sodat hy nie in jou geesmens kan inspreek nie. Maak seker dis gees, siel en liggaam. Dis hoekom jy hulle volgende week nie kan mis nie. OK. Nou gaan ek gaan nou net hierdie stukkie uitlê. Dan gaan jy vir my sis na Efesiërs 4 vers 22. Sien jy, hy gee vir jou skrifverwysings.
wat jou deurvat met die wedergeboorte? Mike, dan kan jy so lank vir my Kolossense 3:9 opsoek. Kan ek hom maar lees? Ja, Efesiërs 4 vers 24. 22. O, 22. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Hoe breek jy hom om te sê jy het 'n dag en 'n datum dat jou bekering nie gesteel kan word deur die vyand nie? Dan sê jy vir hom, die bloed van Jesus Christus van Nasaret is teen jou. Die bloed van Jesus Christus van Nasaret is teen jou. Nou kyk hoe vat hierdie skrif jou nou met een skrifgedeeltetjie waar jy 'n nuwe skepsel geword het, maar wie wys Vader vir ons mooi, jy moet steeds werk aan die ou dat mens wat sy ou natuurlike gewoontes gehad het. Jy kan nie meer leef soos jy in die verlede geleef het nie. Yes, Mike? Kolossense 3 vers 9. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het. So jy het hom afgelê en sê ek het hom afgelê in die doopbad in. Ek het hom daaronder gelos, dis begrawe, dis weg, dis verby. Dis 'n nuwe geboorte. Goed. Nou gaan ons aangaan. Ek wil net vir julle gewys het wat julle op 'n donderdag moet regtig soos 'n Bybelstudie gaan doen en gaan sit en een skrif vat met die verwysingsbybel. Sal vandag kyk of het ek 'n verwysingsbybel hierso. En een skrif vat en dan gaan kyk om hom uit te lees soos nou, dat jy begin sien hoe maak Vader 'n roetekaart. Kon jy die roetekaart nou sien? Hoe Vader jou waarsku wanneer jy wedergeboorte is, hoe die vyand jou sal in versoeking wil kom bring. Deur wat? Die vlees wat nog bietjie swak is. Hoe meer jy na heiligmaking streef, hoe minder sal die vlees swak wees. So dis nie 'n quick fix nie. Nou as ek deur die doopbad nie, nou kan ek maar net weet ek is okay nie. Nee, dis 'n proses na heiligmaking. So dis 'n regte proses, daaglikse Bybel lees, daagliks in die woord sit, daagliks voel God praat met jou deur sy woord. Want hy het nou sopas met ons gepraat deur sy woord. Hoe wonderbaar is dit nie? Jy is wonderbaar geskape, maar hoe wonderbaar is Vader nie? Hy het nou met jou gepraat en vir jou die waarskuwingstekens gegee, die stopstrate soos ek dit noem. Stop eers, ek moenie na dit luister nie. So volgende week gaan ek vir julle 'n bietjie stopstrate gee. So kom ons kyk na wat sê die woord. So ons kom by die tweede gedagte van die preek. Wat is wedergeboorte? Ooreenkomstig die skrif sê ons belydenis 'n pragtige ding oor die wedergeboorte. Dit is die wedergeboorte, die nuwe skepping. Wil ek vir jou vandag sê, jy's nie kleiner as hierdie aarde wat Vader geskep het nie. Jy's ook deur hom geskep as 'n nuwe skepping. Jy is wonderbaar gemaak. Die opwekking uit die dood en die lewendmakend waarvan die skrif so heerlik spreek, wat Jahwe sonder ons in ons werk. Sonder ons, al is jy nie besig met die woord nie, sal Vader se gees in jou werk sonder dat jy dit agterkom. Jy sal byvoorbeeld in die winkel instap en iemand groet jou en skielik groet jy terug waar jy dit nooit in jou lewe sou gedoen het nie. Dan moet jy weet dis Vader se barmhartige gees om te kan sê groet daai persoon. Daai persoon het Vader dalk gestuur om jou te toets. Want jy gaan 'n toets deurgaan. Vader gaan wil seker maak sy kind dwaal nie weer af nie. Hy sê jaloerse Abba Vader. Glo vir my, jy syne. Jy syne.
So jy gaan dit nie dadelik agterkom nie. Die opwekking uit die dood en die lewendmaking waarvan die skrif so heerlik spreek, wat Jahwe sonder ons in ons werk. Hy het jou nie nodig nie. Hy werk elke dag, elke oomblik, elke sekond binne in jou, want jy syne. Oor die wedergeboorte ons reeds na Johannes 3 gesien, dat dit 'n geboorte van bo af is. 'n Geboorte uit die gees. Ons het verlede week daarna gekyk. Julle wat julle skrifte gaan deurwerk het en die weer gaan deurwerk het, sal nou saam met my op een bladsy hier kan wees. Iets wat 'n mens nie self kan doen nie, iets wat vir jou gedoen moet word. Dit geld tog vir elke geboorte. Met ander woorde, jy kan dit nie self doen nie. Vader se gees moet dit binne in jou doen. Soos 'n embrio word jy wedergeboorte. So daar het tussen jou en Vader konsepsie plaasgevind, waar jou DNA is verander met jou woorde toe jy gesê het, ek neem God as my Vader aan, Jesus Christus as my verlosser en saligmaker, die Heilige Gees om my te lei in alle krag en waarheid. Toe neem jy die drie enige God aan en hy is een. Die een kan nie sonder die ander een nie. 'n Baba besluit nooit self om verwerk en gebore te word nie. In die proses van konsepsie toe geboorte is jy as baba volkome passief. Jy kan jou geboorte nie bepaal nie. So kan ek my geestelike geboorte nie self bepaal nie. Daar's 'n bepaalde tyd in jou lewe wat Vader die Newton kom maak. As hy jou roep, gaan hy jou nou roep. Jy gaan dalk teenstrydig wees. Maar op die ouend van die dag gaan jy soos Alida en Pietro daar by Jadaihuis wees en skielik gaan die woord vir jou oop en skielik verstaan jy die woord. Wie van julle verstaan baie keer nie die woord nie? So dis hoekom ons op 'n donderdag met die verklarende woord moet sit om die skrifte te kan verstaan. Ek kan vir jou skrifte gee, maar as jy die skrif nie reg verstaan nie, kan jy dit verkeerd benader of verkeerd vat. So dis belangrik om die verwysingsskrifte saam deur te gaan, waar Vader nou sê, my kind, jy is wedergebore, maar waak vir jou vlees, dat jy nie swak in die vlees word nie. Ons moet deur die gees van Jahwe verwerk word. So jy met jou gees vat, jou geesmens sê, Vader, ek vat hom dat U hom kan verwerk. Okay, so jy moet hom gee. Wanneer jy tot die oortuiging gekom het, jy's 'n kind van Vader, gaan jy die oortuiging kom om jou gees, siel en liggaam vir Vader te gee, sodat daar werklike wedergeboorte kan plaasvind. Dis nie 'n quick fix, ek roep jou uit en ek lê jou die hande op en ek bid vir jou nie. Hierdie sussie van my het gesien hoekom sy die boek moes deurwerk. Sy verstaan vandag beter hoekom. Julle almal het veters deurgewerk, julle verstaan beter hoekom julle dit moes deurwerk. Wie het nie veters deurgewerk nie? Almal het. Ek dink ek het hom so gepreach, julle moes hom ken. Sy het dit moeilik gehad, sy en Susan, ek het vir hulle die boeke gegee, en gesê, nou gaan werk julle dit deur. So Deline en Susan het dit baie moeilik gehad, hulle moes dit gaan deurwerk het. Julle het dit op die skinkbord gekry, julle moet sê dankie. Dankie Abba Vader. Woorde verander jou DNA. Jy kan nie handjies gevou gaan sit en dink, nou word ek 'n kind van Vader nie. Jy moet regtig gaan en jy moet praat met Vader om vergifnis. Jy moet die sondaarsbelydingsgebed doen. Jy moet Vader sê, jy neem sy Shabbatte aan, jy neem sy feeste aan. Jy is nie onder die wet nie, want die beker is vervul, maar jy volg die standaard van die wet. Want dis jou broodresep. Wat moet jy die broodresep haal? Suurdeeg. Wat is suurdeeg? Suurdeeg is sonde. Het julle al die suurdeeg uitgehaal?
Ons gaan Pessach in. Julle met die suurdeeg uithaal. Is eers die Pessach, dan is dit die suurdeeg wat moet uitkom. Dan kom jy in opstanding, krag, waar jy wedergebore is. Julle is by die derde een van die menorah. Julle is daar waar Vader julle die opstandingskrag gee, first fruits, nuwe geboorte, nuwe alles, sodat jy Heilige Gees kan ontvang op, soos julle dit ken, Pinkster. OK. So dit is jou 4 stappe van wedergeboorte. Kom eers by die lam uit, wat hy vir jou gedoen het aan die kruis, dan die sonde, wat jy moet bely, dan kry jy die opstandingskrag, wat Jesus uit die graf gepraat het, en dan kry jy die beker wat vervul is, waar Heilige Gees letterlik die geestelike mikwa uit die sy oor jou gestort word. OK, maak dit vir julle sin. Dis wat die feeste beteken. My sussie het gevra wat die feeste beteken. Ek het so bietjie nou vir haar verduidelik. Kom ek vat hierdie een, hy verduidelik dit mooi. Ons kry Pessach, dis die eerste lamp. Nee? Dis die feeste is in die menorah in. Dan kry ons die ongesuurde brode, dan kry ons die first fruits, dan kry ons Shavuot. Shavuot is Pinkster. OK. Dan kry ons die trompettefees, dis waar ons nou in beweeg. Julle sal sien in April as ek die eindtyd boodskap bring, waar is die 7 tekens, en dan besef julle skielik hoe naby is ons, en hoekom het ek vandag seker maak hy is wedergebore. Hy het gees, siel en liggaam. OK. Die ander woorde wat die wedergeboorte aandui, wys in dieselfde rigting. Daar word gepraat van 'n nuwe skepping. Dink aan die berekende woord van 2 Korintiërs 5:17. Ons het hom behandel. As jy nie seker is nie, dis waar Vader gesê het, hy het jou geskep. Hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Ek het nou gepraat oor die sonde, vergifnis, alles gepraat in die vorige een, ek het vanoggend weer herhaal. So daar sê Vader vir jou, jy's 'n nuwe skepsel. Almal van julle is hierso. Want sy het reeds met haar mond bely, Susan het reeds met haar mond bely, soos julle die boek deurgewerk het julle belydenis gedoen. Die bekeringsgebed, glo ek, het iemand julle al in gebed gelei tot bekering? Vir jou al. Maar jy het dit by my gedoen, jy het agteraan gebid. So ja, jy het. Hier maak ek seker dat jy 'n dag en 'n datum het. Onthou jy ek het julle briewe laat teken. Waar is julle briewe? By die huis. Jy moet hom daar teen jou muur gaan vassit met wondergom en sê, hier's my dag en my datum. As die vyand my wil aankla, dan sê ek, OK. Ek het 'n dag en 'n datum. Ek is 'n kind van Abba Vader, waar ek my hart en my lewe gegee het. So jy's nie my vader nie, jy's die vader van die leuns. So jy sê hom reguit, hy het niks te doen met jou nie. Ek wil nou nie die woord weer gebruik van die voetsek gebed nie, want my hond hardloop ook weg as ek dit doen, maar regtig, jy jaag hom fisies weg. Hy's niks anderste as die vyand nie. Hy hoort nie by jou nie. Daarom as iemand in Yeshua is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Jy splinter nie, dink gou aan die vuil kleed wat jy afgetrek het. Efesiërs 2:10, want ons is sy maaksels, geskape in Yeshua tot goeie werke. As jy enige iets skryf wat vir jou gedagtes gee van wat dood is of wat afbreekend is dit die vyand, bestraf hom. As ek in Yeshua is, dan is ek 'n nuwe skepping, geskape in Yeshua tot goeie werke, die vrug van die Gees, Galasiërs 5:22. So ons moet kyk daarna.
Ons moet regtig let op dit wat in ons lewe gaan gebeur en wat geskep gaan word. Goed, kom ek gaan aan. Ek soek 'n stukkie, maar ek sal hom nou kry. Niemand kan homself skep nie. Dit wat geskep word is altyd passief gedoen. En skielik was daar lig. En skielik as jy in die kamer ingaan en jy sit die skakelaar aan, is daar lig. Die oomblik toe jy wedergeboorte met jou mond bely het en die Vader aangeneem het as jou God, hy alleen is God in jou lewe, het daar 'n skakelaar aangegaan. Hoekom? Want die kruis is leeg en die Seun sit aan die regterhand van God en hy is jou advokaat wat jou beskerm teen die vyand wat jou teen jou vlees beskerm. So wanneer jy voel die vlees is swak, sê ek gaan nou na my advokaat toe. Hy sit aan die regterhand van God en weet julle wat? Net daar waar Satan jou probeer aankla, val hy letterlik net so af. Dan kan hy jou nie aankla nie. So jy moet let om te gaan na die troonkamer toe. Bid jou in tot in die troonkamer. Jy sal voel jou geesmens word al hoe ligter. En as jy daar staan en hy kla jou aan, dan sê Jesus Christus vir hom, ek het reeds die kruis oorwin. Hierdie sussie en boetie van my het my reeds aangeneem as hulle saligmaker en verlosser. So jy die verlosser ontvang, jy die DNA ontvang, die goddelike DNA. Niemand kan homself skep nie. Dit wat geskep is, word deur Vader geskep. 'n Nuwe skepping, 'n nuwe siel, 'n nuwe geesmens, 'n nuwe ruga asem wat uitkom. Jy sal voel dit wat uit die hart uitkom is opbouend en nie meer afbreekend. Die oomblik as jy kritaal gebruik en jy shout jou man, vrouens wil ek vir julle sê, is julle moeilikheid. Julle breek die ketting van bekering. Jy trek nie swaarde teen mekaar nie. As jy kwaad is vir mekaar, gaan die een in die kamer in en die een in daai kamer in en jy gaan maak dit met die Vader uit, nie die mens nie. Die vyand sal wil hê jy moet die mens aanval. So my sissa, jy gaan daar in jou binnekamer en jy bid tot Vader wat vanoggend gebeur het en hy sal die uitkoms gee en die verlossing gee en jy sal nie meer sit met 'n bondage in jou van jy's kwaad nie. Vergewe is die beste ding wat in jou lewe kan gebeur. So, ek het nie verniet gevra hoe gaan dit by stille rus nie. Julle trek swaarde teen mekaar. As die een boetie en sussie beklei, dan sê hy, hey, was jy in jou binnekamer? Het jy die saak met Vader uitgemaak? Vader, ek is nou so kwaad vir hierdie man van my. Maar Vader, ek weet, ek mag nie met die tong oortree nie. Vader, wat moet ek doen? En ek gaan in gebed en ek bid. En ek sê, Vader, gee my die skrif. En hy sal jou altyd skrif gee. Altyd. Hier kom my sissies. Ek julle gesê hulle kom. Hore, hore, hore. Hore, 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 hore. Welkom hier by ons. So ek het nou gepraat, hoe moet jy nie passief optree nie? Moenie swaarde teen mekaar trek nie. Dis die vyand wat jou wedergeboorte wil steel. Hy het gekom om te roof en te steel en dood te maak en te verwoes en jou kragteloos te maak, uitgeput, sien nie kans vir môre nie. Die dag van môre hou niks goed in nie. Nee, dis die vyand. Wat moet jy doen? The blood of Jesus Christ is against you, Satan. Die bloed van Jesus Christus is teen hom. Kom ons lees gou-gou Galasiërs.
Ek is op pad na Galasiërs toe. Julle kan so lank vir my Galasiërs oopmaak. Galasiërs 3 vers 28. Julle sal hom nie in die stukke sien nie. Hoekom kry ek nie Galasiërs 3 vers 28 nie? Wat het ek hier geskryf? Maar ek is in Efesiërs, ek gaan nooit Galasiërs kry nie. Michael, kyk gou op my Galasiërs 3 vers 28. Nou, lees hom vir ons. Galasiërs 3 vers 28. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vryman, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. So dit maak nie saak wie jy is nie. Jy kan nie teen mekaar swaarde trek nie. Dit maak nie saak wie jy, as jy in Christus is, kan jy nie 'n ander boeta of sissa gaan aankla nie. Ek kan nie oor dat, kom ons sê, een van my meisiekinders, of een van my sissies wat hier sit, lees minder Bybel as ek nie. Ek kan my nie bo julle verhef nie, want julle is ook in Christus. Vader stap met julle 'n ander pad. Hy stap met julle 'n ander seisoen. Ek kan julle nie gaan oordeel. Ek kan julle help om te sê, kom ek leer julle die roetekaart van die woord. Hoe om die woord te verstaan, want een skrifgie gaan nie vir jou oopgaan nie. Dan kan ons gaan na Efesiërs 2 vers 11 toe. Verlossing uit dade. Heiden en Jood met God deur die kruis van Christus versoen. Deur wat is ons versoen? Deur die kruis het ons versoening ontvang. Daarom onthou dat julle vroeër heidene in die vlees was en onbesnedendes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in vlees met hande verrig word. Vader kom besny jou hart. As jy van bo af wedergebore het, kom Vader en hy kom besny jou hart. Die vlees kan dit nie doen nie. Het julle hom so? Ek wil hê julle moet almal mooi verstaan. Julle wat dit sê om in Yeshua 'n nuwe skepping te wees, dit wil sê dat daar buite die skepingsdaad van ons natuurlike verwerking, soos jy gebore is, gemaak is deur konsepsie en geboorte, nog 'n skepingsdaad van ons geestelike verwerking en geboorte is. So daar moet 'n geestelike verwerking tussen jou en Vader gebeur, want wat gebeur is, jou gees gaan saam met Vader se gees na die dood lewe. So wat doen Vader? Hy kom gee vir jou 'n nuwe geesmens. Die ou geesmens het verbygegaan. Want jou woorde het jou DNA verander. Julle moet dit soos wat ek met Petrol gemaak het, klik, 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 klik. Toe jy hom aangeneem het, het jy 'n nuwe DNA gekry. Gaan toets jou DNA. En jy wat werklik 'n boeta en sissie is, moenie bekommerd wees daar's nog sonde nie. Sonde sal jy altyd moet streef na heiligmaking, sodat die vlees nie swak word nie, maar jou DNA het verander na Vader se bloedgroep toe. Nou wil ek nie weet of jy O positief of B of A positief is nie. Jod, hy, waf, hy. Julle het sy asem gekry. Sê bietjie Yahweh, sonder om die tong te gebruik. Yahweh. So jy sit jou tong teen jou tande, Yahweh. Met ander woorde, nou praat jy uit Vader se roega uit. Hoe wonderlik is dit nie? Jy ontvang vanoggend
die beker, die liedjie, die kap, ek dink is die kap wat Michael vir ons doen, vul my kap. Ons moet hom sing vandag, want Vader moet ons beker kom volmaak, met sy roega, dat ek nie meer uit myself praat nie, nie my eie asem nie, maar Vader wat binne in my deur Heilige Gees praat. Jahweh se almag moes daar aan te pas kom, soos hy deur sy mag die hele wêreld tot stand gebring het. Nou hierdie tot stand gebring, sal julle baie sien hoe die vyand nou die wêreld tot stand bring. Die een oorlog spring van die een land na die ander land. Ons gaan R30 'n liter betaal vir petrol. Dis reeds uit by die petrolstasies. Hulle hou die petrol terug want hulle wil op die dierprys inkom. Mense, daar's nie meer tyd dat jy moet speel met jou wedergeboorte nie. So het hy deur dieselfde krag ook 'n nuwe lewe in ons tot stand gebring. Aanvaar jou nuwe lewe. As jy nie aanvaar jy's 'n kind van Abba Vader nie, gaan jy nêrens kom nie. Jy moet jou aanvaar en oortuig wees, ek is 'n nuwe skepsel. Ek is duur gekoop. Ek het die bloedkwitansie, tetelestai, het ek. Ek is nie meer dieselfde nie. Ek hoef nie meer saam met hierdie wêreld gelykvormig te word nie. Dit is sy werk alleen. Geen skepsel kon dit doen nie. Geen mens kan dit doen nie om jou vorentoe uit te roep en nou doen hulle 'n quick fix nie. My sussie het nie verstaan toe ek gesê het, ek kan nie nou vir jou eers bid nie, jy moet eers veters gaan deurwerk. Sy het seker gedink, hoe hoogmoedig is die pastoor? Wat bekeer haar? Ek bekeer niks nie. Ek moet vir jou die waarheid gee. Want ek gaan met bloed aan my hande staan as ek 'n quick fix wil doen. Susan het nie 'n quick fixie kon kry nie. Sy kom daar van Pietrole af. Sy kom eintlik daar van die Willerweste af. Sy kom. Ek wil nie weet waarvandaan kom Janneman nie. Hy kom ook van een of ander Wilde Weste af. So het julle hier by my beland. En dit is waaroor ek sê, ek maak seker dat jy weet wie jy in Christus is. Jy's meer as 'n oorwinnaar. Met ander woorde, kom ons begin gou daar. Ons ouers nie, ons vriende nie, ons leraar nie. Niemand kan jou tot inkeer bring nie. Jy moet letterlik dit self doen. Ek as die trane vloei, dan weet ek hier gebeur ware wedergeboorte. As trane vloei, weet ek Heilige Gees het jou geesmens aangeraak, jou emosies aangeraak, jou siel aangeraak, jou vlees aangeraak en jy beginne strome water uit jou uitloop. Lewe, daai strome water wat ons sê, wat uit jou uitloop is jou trane wat uit jou uitloop. Strome van lewende water. Hoe seer Jahweh hulle ook kan gebruik. Vader kan ons verseker ook gebruik, soos hy my hier gebruik. Maar ek kan nie uit hoogmoed sit en praat nie. Ek moet bly nederig bly. As ek moet daal op die boemelaarse vlak, moet ek by hom kan gaan sit. Ek moet by hom kan gaan sit en sê vir hom, het jy al probeer, deur as jy die Skepper aanneem, dat jy verlos sal wees van hierdie verslaafheid, waaraan jy aan alkohol verslaaf is, of aan tik verslaaf is. Dan gebruik Vader jou as 'n instrument. So hy gebruik ons om sy werk in en aan ons te doen. Dit bly tog altyd sy werk. Hy gebruik my as 'n instrument. Hy doen die werk deur my, deur Heilige Gees. Ek kan dit nie self doen nie. Ek kan dit nie self doen nie. Ek kan nie hier kom speel, ek is nou skielik Abba Vader, ek is God nie. Ek kan dit nie doen nie. 'n Nuwe skepping. Paulus werk
dit nader uit wanneer hy skryf, die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Die ou mens, die mens van sonde, die mag van die sonde is gebreek. Die ou leefwyse is verby. Wie in Yeshua is 'n nuwe beginsel, reeds 'n nuwe skepping. Jy's 'n nuwe skepping. Jy kan nie meer leef soos jy geleef het nie. Dan is daar 'n opening in jou mondering in jou tempel in, want hierdie word nou 'n tempel, 'n skepping van 'n tempel van Abba Vader. So jy moet tempelbeginsels hê, dan dink jy aan die tempelgereedskap wat daar was, dan dink jy wat staan in die voorhangsel wat geskeur het, wat staan daar, kan jy deurbeweeg, as hy skeer, kan jy ingaan, by daai pipperkleed kan jy ingaan. Daar is reeds 'n nuwe beginsel in ons wat kragtig werk. Ja, die Gees in ons, daar word van 'n prinsip reeds afwesig is, die praktyk uitgewerk. Ons lewe word steeds meer en meer vernuwe na Jahweh se beeld. Jy moet sy karakter ken. Jy moet jou autoriteit ken om die vyand te kan bestraf. Jy moet regtig sy karakter ken en jou autoriteit ken wie jy in Christus is om die vyand te kan bestraf, want as jy kind van God is, gaan hy jou kom versoek. Meer en meer gaan hy wil hê jy moet die pad byster raak. Jy gaan sien, dan sê maar hoe Susan, nou word ek meer aangeval. So dit is die groot ding. So jy moenie dink jy's nou skielik 'n Christen en jy word nie aangeval nie, jy word meer aangeval. Put on the new man. Met ander woorde, kyk uit klere, dit trek uit, jy word verlig. Enlightening. En skielik het jou genesing uitgesprei. Sal hom nou soek my sis waar hy is. Nee, ek gaan nie hom nou lees nie, moet nie worry nie. Goed. Hier is in elk geval waar ons gaan kyk hoe Vader vir ons. Julle kan na Romeine toe gaan, Romeine 6:4. Die skrif praat verder van 'n opwekking uit die dood en 'n lewendmaking. Michael, alles reg? OK. Goed. Ons lees in Romeine 6:4. Ek gaan eers daar lees en dan gaan ek verder vir julle hierso lees. Waar dit gaan oor die eenheid tussen Yeshua en die gelowiges. So daar moet 'n eenheid plaasvind tussen julle. 'n Eenheid by die kruis wat vir jou daar gedoen is. Jy moet al die wonde deurwerk. As jy nie die wonde het nie, gaan gee jou naam op by die Hannah, laat ek vir jou die wonde kan print. As jy dit nie het nie, dan moet jy dit gaan deurwerk, want elke wond het 'n betekenis. So laat jy dit gaan deurwerk, so ek doen nie 'n quick fix nie, ek vat jou deur die kruis, deur die wonde, wat daar vir jou gedoen is, dat jy 'n nuwe mens kan wees. Nuut geskape. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop, in die dood, sodat net soos Yeshua uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Met ander woorde, as ek die beskuitjie vat en ek doop hom tot hy nat is. So wedergeboorte beteken nie, jy moet besprinkel word nie. Dit is nie skriftuurlik reg nie, dis 'n dwaal leer wat uitgegaan het. Ek gaan vir julle skrifte gou lees, waar julle gaan neer kan skryf, waar dit sê, wat beteken dit om X te doop? Die stam van die woord baptisto of om gebaptized te word is die volgende. Hier volg 4 teksverse waarin die woord baptized vir ons voorkom,
wat die betekenis van die woord doop bevestig. Wie van julle weet werklik wat die woord doop beteken? Dit kan baie gelowiges nie antwoord nie, want dit is nog nooit met hulle behandel nie, wat die woord beteken doop. As ek hierdie vat en ek doop hom hier binne, doop ek hom in hierdie glas en tot hy pap nat is, deurweek is. Soos wat Jesus Christus van Nasaret gedoop is met die bloed van sy wonde, is hy gedoop in sy bloed om vir ons redding te bring. Daarom is die beker vervul gewees. Dis hoekom die bloed gebruik word by communion, waar hy vir jou sê, vat die kap. Dit is my bloed wat vir julle uitgestort is. So hy is gedeurweek met sy eie bloed, van sy kop tot onder by die voete uit, het hy wonde gehad. Hy is gedoop vir jou en vir my. Hy was met bloed gedoop gewees, sodat jy vandag genesende mens kan wees. In gees, siel en liggaam. Matteus 26 vers 23. Toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand in hierdie skottel insteek, hy sal my verraai. Jy kan nie maak of jy wedergeboorte is. Jy gaan jou hand in die communionskottel steek en hy gaan vir jou sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Lukas 16 vers 24. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur vir Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek. Met ander woorde, hy steek sy vinger diep in die water in, om my tong te verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlamme. Ons is in daai tyd. Hoe nader ons aan die einde kom, het ek nou die dag vir julle gestuur op die WhatsApp groep, wat gaan aan, hoe word kerke afgebrand, hoe word sendelinge vervolg, mense vlug uit Engeland uit heiliglik, oor die islamitiese volk wat daar gestasioneer is, hulle letterlik jag oor hulle Christene is. Nou wil ek vir julle vra, net hierdie vraag vra, hoekom ek so ernstig is die vreemde nasies in Bloemfontein? Kan ons môre vervolg word? Ouers, ons moet wakker wees. Daar is nie tyd om met jou wedergeboorte te speel nie. Volgende week doop ek. As jy nie seker is nie, Mikwa jou net, wil ek jou vra, moet dit nie mis nie. Want ek wil hê, wanneer daai tyd kom, wanneer jy as Christen vervolg word, laat jy 'n verheerlikte liggaam kan kry soos Stefanus. Dat jy wel 'n wedergebore kind gedoop is. Ek wil hê julle moet dit regtig verstaan, dis bitter belangrik. So julle moet vir my volgende week reg aantrek. Ek het die doopklere, jy kan in enige iets kom, jy kan in 'n skipant en 'n swart broek en t-shirt kom, jy kan 'n wit dingetjie van my oor aantrek, ek het dooprokke, maar asseblief, ek wil vir jou vra, hardloop in daai doopbad in. Maak seker jou saak is reg met die Vader. As jy nie kan ingaan nie, ek het ouma Martie sommer buitekant 'n hele kan water oor haar kop gegooi. So ek het haar van bo af gedoop, soos wat Yeshua gedoop is, deur sy bloed, al kan sy nie die waterbad ingegaan het nie, het ek haar oorgegooi, olie gegooi en gesê, sy sal 'n verheerlikte liggaam hê. Wanneer die tyd kom, en die tye wat ons leef, moet jy seker wees. Dis hoekom wedergeboorte so belangrik is. Johannes 13 vers 26. Yeshua antwoord, dit is die een aan wie ek 'n stukkie sal gee as ek dit ingedoop het. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. Met ander woorde, hy doop dit in.
Nou moet julle vir my gaan kyk om hierdie skrif te kan verstaan. Ek gee vir julle huiswerk. Gaan hom nou nie vir jou verduidelik nie. Gaan kyk vir wie is Johannes, die boek Johannes geskryf. Julle kan na die tyd sal ek sommer dan onthou dat ek my ander Bybel uithaal, dan lees ek vir julle wanneer is die boek Johannes vir wie is hy geskryf, vir gelowiges of vir ongelowige mense. Openbaring 19:13 en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van Elohim. Elohim se woord, reg van Genesis tot Openbaring, kan jy die kruis sien. Hierdie woord is in bloed gedoop vir my en jou om hom te kan verstaan. So julle sal dit kan verstaan. As julle donderdag sit met die verwysingsbybel, dan sal julle die woord begin verstaan. Maar vra vir Alida, dis om te gaan sit en te sê, ek wil die woord verstaan. Vra vir Diana hoe baie met sy soek as sy my goed tik. Ek gee nie maklike goed nie. Dan sê ek vir haar, sorg dat jy 'n skrif kry daarso. Dan moet sy die skrif gaan soek. Kan julle glo daai vrou tik 'n Bybel oor? Kan julle dit glo? Wat dink julle het ek met jou 3 keer gedoen as sy ongehoorsaam was? Dan moet hy die Bybel vat, die kinderbybel, en hy moet hom skryf. Dan sit hy met die Bybel en skryf hy vir 'n uur lank, sit Boeta en skryf die woord. En vandag is ek nie spyt oor sy fondasiesteen nie. Eendag gaan ek nie spyt wees oor die fondasiesteen wat Vader vir wie gegee het. Vir jou Drieko en vir Diana en vir Michael nie. En toe voeg hy daai 2 sissies by en so voeg hy julle by en by en by en by en by ouend vir die dag. Dan is die klip volledig. Dan is die klip volledig. Ons sê tog, ek doop die beskuit in die tee of doop die koeksuster in die stroop. Jy sal nooit sê dat jy die beskuit met tee doop of die koeksuster met stroop doop nie. Jy druk hom in en jy doop hom. Aan die einde van hierdie artikel wat ek vir julle gee, gaan daar 30 woorde wees wat ek vir julle gaan gee op die ouend as ek klaar hierdie bediening. 30 woorde van hoe doop moet wees. So, julle verstaan die groot doop, maar Vader maak en hy sê vir ons die volgende. Hoekom moet julle gedoop wees? Wat was die groot opdrag? Yeshua gee sy disippels die opdrag om Elohim se kinders te doop. Die opdrag is dus doop en dit moet ons gehoorsaam en uitvoer. Die woord doop sê self hoe ons dit moet uitvoer. Ons mag nie ons eie interpretasie aan die woord doop heg nie of doop uitvoer volgens menslike besluite en gewoontes nie. Die woord doop beteken nie besprinkeling nie. Yeshua se opdrag is nie besprinkeling nie, maar hulle doop hulle. Yeshua beveel, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. Matteus 28 vers 19. Hy beveel verder. Hy sê hy wat glo en hom laat doop. Nou vra ek net hierso. Delien, glo jy? So ek kan jou doop. Susan, glo jy? Ek kan jou doop. Tuisie, glo jy? Ek kan jou doop. As jy nou iemand gesit het wat nie geglo het nie, want die hart moet glo. Nie net die verstand moet bedink nie, die hart moet glo in jou hartkamers in. Hy sê, en leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hy beveel verder, hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Markus 16 vers 16. Yeshua se disippels het hierdie bevele getrou uitgevoer
in al die gevalle waar hulle mense gedoop het. So ek het nou vir julle hierdie gegee, dan kan julle die volgende skrifte neerskryf van Matteus 3 vers 6, en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sonde. Daar's my kernfeit. Met sonde, belydenis van hulle sondes. Dan het ek hier geskryf vir julle, God se gees en jou gees moet opgekoppel wees dat die vlees nie swak is nie en jy dood is vir die sonde. Romeine 6:14. Net as jy die woorde, die wet doen en leef, is dit op jou hartkamers. Jy moet die broodresep hoor, lees en doen, dan is dit op jou hartkamers deur te glo, deur die liefde van Vader, maak hy vir jou dit moontlik om nie sonde te doen nie. Nie uit eie krag nie. So jy moet leer om jou hartkamers oor te gee. Vader, is daar 'n stukkie wat in my hart nog 'n klipharde hart is? 'n Hart wat nog nie versag is nie. Wie is jou vyand? Behalwe die Satan, wie is jou vyand? Die mens kan nie jou vyand wees nie. Dis wie dit oor daai mens gebring het, wat jou wil kwaad aandoen, deur die vyand wat daai persoon gestuur het. Die mens moet jy vergewe, maar die vyand moet jy bestraf met die bloed van Jesus Christus van Nasaret. The blood of Jesus Christ, Satan, is against you. Ek weet ek praat lank en ek praat duidelik, maar julle moet verstaan, jy gaan in die versoeking kom wanneer jy 'n wedergebore kind van Vader is. Met ander woorde, dan moet jy jou Bybel ken. Jy moet jou woord waaragtig ken, dat jy hom kan bind volgens Matteus 18 vers 18. Iets verder in vers 13 noem Paulus die gelowige mens wat uit die dode lewend geword het. Die gelowige mens wat skielik uit die dood lewend geword het. So daai persoon was dood gewees, maar hy het weer lewendig geword. Hy het skielik 'n passie vir die lewe. Hy sien die kans vir die lewe. Hy wil jubel, hy wil loof en prys. Hy wil 'n koevoet wees. Hy wil almal gaan red daar buitekant. Want hy het skielik tot redding gekom en is so wow, nou wil hy almal daar buitekant gaan red. Ons kry dit. Dan los jy daai persoon, of hy nou die woord ken of nie. Ek vertrou die Gees sal hom lei as hy met iemand praat. Die Gees sal hom lei, is ook heel duidelik op hierdie gebied. En julle het my lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sonde, en Jahwe wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde. Vader het jou lief. Jy hoef nie te bid, Vader, het my asseblief lief nie. Vader het jou lief. Ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak het, saam met Yeshua. Wow! Ons is saam met hom aan die regterhand van God, ons advokaat wat vir ons intree as die vyand ons wil katassa en ons van agteraf wil aanval, soos Amalek ons van agteraf wil aangeval het. Gaan kyk op my YouTube, Amalek. Gaan luister, hoe val hy jou van agteraf aan. Gaan luister, Amalek. Ons was van nature dood, so jy was van nature dood, jy het sommer maar net geleef, omdat leef. Sommer so doelloos deur die lewe gegaan het. Ek is maar hier, want ek is maar net hierso. Jy het geen purpose gehad nie. 'n Geestelike dood. Ons kon niks doen om tot lewe terug te keer nie. In sy groot genade van liefde het Jahwe ingegryp in jou lewe en ons lewens nuut gemaak. So dit is van bo af 'n geboorte wat plaasgevind het. Hy het ingegryp in jou hartkamers. Ek het gesit en ek het nog graanmarkte op die Sondag gesit en soek en geweier om saam met my man kerk toe te gaan en ek het ingeklik, ek soek koring
markte om my koring te kan aflaai en Vader laat val die boek Openbaring voor my oop. Hy het ingegryp in my lewe en ek kom voor die rekenaar radikaal tot bekering. Nou as Vader dit vir my kan doen, hoe sal hy dit nie vir julle doen nie? Julle, ek kan dit getuig, dit is wat gebeur het. Vat my pink boek, gaan lees, dit is wat gebeur het met my. Ek was in die wêreld. Ek het pubcrawling gedoen. Vrydagmiddag begin die traders al 2 uur, dan begin ons pubcrawling doen. Vanaand dan eindig ons daar op 'n ander plek, want ons nou al by hoeveel plekke gewees. En toe ek nog dink ek gaan koringmarkte soek, toe sê Vader, nee my kind, ek het jou geroep. En ek lê 3 dae siek. My sussie sê vir my man, jy moet haar dokter toe vat, sy gaan doodgaan. Ek sê, nee, moenie worry nie, Vader doen bevryding. Al hierdie krap moet uit en ek kan die gees voel vloei. So kan dit met jou ook gebeur. Jy kan daai doopwater ingaan en jy kan 'n nuwe skepsel uitkom. Moenie dit mis nie. Al is jy gedoop, mikwa jou, moenie dit mis nie. Tot sover. Goed, shalom almal, ons gaan aan. Uit hierdie aanhaling is dit duidelik dat die wedergeboorte wys op die begin van 'n nuwe lewe, dat ons deur die Gees tot 'n nuwe lewe verwerp en geskep word. So jy's gemaak en jy word fisies geskep. Al word iets in jou ingeskep, dink aan 'n paplepel wat jy uit die pappot uitskep, dit word in jou ingeskep. So daar word 'n nuwe lewe binne jou ingeskep. Die nadruk val dan op die feit dat Jahwe buite ons medewerker sy herskepingswerk verrig. Hy herskep jou. Hy slyp jou, hy's besig met jou. Hy laat struikelblokke oor jou pad gaan. Jy verstaan nie hoekom gaan hierdie deur toe en jy wil regtig die deur oop hê. Jy wil dit nou gaan doen, maar daai deur wil nie oop gaan nie en jy verstaan dit nie. Weet net Vader is besig met jou. Hy's besig om te herskep binne in jou. Tog word die woorde wat die wedergeboorte beskryf nie beperk tot die allereerste begin van 'n nuwe lewe nie. Met ander woorde, jy moet weet, dit is 'n nuwe lewe. Dis 'n nuwe jy. Dis 'n nuwe alles. Die leeu van Juda stam is met jou. Dis nie alleen nie. Alomteenwoordigheid van Vader is met jou. Jy's nie 'n weeskind nie. Alles het verander. Jy het skielik erfgenaam geword. Jy het 'n kind geword. Jy het 'n huis ontvang. Daar's vir jou plek voorberei sodat jy 'n huis ontvang. Het jy al ooit daaraan gedink, daar's vir jou plek voorberei, daar's vir jou huis voorberei wat jy kan ingaan en hoe wonderbaar is dit nie om te weet, daar's vir jou huis voorberei nie. Romeine 6:4, deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van Vader uit die dood opgewek is, ons ook soos 'n nuwe lewe kan lei. So ons kan ook 'n nuwe lewe lei. 'n Lewe wat meer beteken as wat ek en jy ooit kan besef. Een voorbeeld van onderdompeling. Die hofdienaar van Ethiopië wat teruggereis het van Jerusalem, sou daarom seker drinkwater by hom gehad het vir so 'n vereiste. Nou as hy drinkwater by hom gehad het, dan sê hy jou besprinkel het. Is ek reg? Ek kan jou nie met 'n botteltjie water doop nie. Ek moes 'n hele emmer vat vir ouma Martie. Ek kan haar nie met 'n botteltjie water gedoop het nie. Nee, hoekom het Filippus hom nie sommer maar net besprinkel nie? Hy vra vir ons, hoekom het hom nie sommer net besprinkel nie? Handelinge 8 vers 36 en 39.
En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water. En die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as u glo, met u hele hart, is dit geoorloof. Dis met die woorde wat jy die doopbad ingaan. Is jy geoorloof? Met ander woorde, jy het oorgekom tot geloof toe, dat die woord sê, jy moet groot gedoop word. Nie 'n mens nie, die woord sê vir jou so. Ek kan niemand vat en iemand dwing om gedoop te word nie. Glad nie. Dis iets tussen jou en Vader wat met jou gebeur. En hy antwoord en hy sê, ek glo dat Yeshua Massia die seun van Elohim is. Hy bely dit. Hy glo dit, hy bely dit fisies. En hy het beveel dat die wa moes stilhou. En hulle het albei in die water afgeklim. So hulle klim af in die water in, soos julle hier by my by die swembad gaan afklim in die water in. Dis nie ek wat so sê nie, dis die woord wat so sê. Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop, en toe hulle uit die water opklim. Hulle sê nou in die woord nie opkom nie, opklim. So hulle klim letterlik op uit die water uit. So hy kom uit die graf uit, soos wat Jesus uit die graf uit gekom het, en hy is wedergebore. Het die gees van Jahwe Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. Hoe wonderlik is dit nie, as jy daai doopwater kom, en lewende water vloei skielik hier uit jou mond uit, en jy weet nie, hoe gebeur dit nie. Dan moet jy weet, God se gees voer jou weg na hemelse plekke toe. So hier het ek vir jou duidelik gemaak, hoe jy groot gedoop word. Jy moet afklim en weer opklim uit die water, uit die dood, opstandingskrag. So ek kon dit nie duideliker vir julle gegee het as uit daai stuk uit nie. So daai stuk moet jy asseblief, as jy volgende week gedoop wil word, moet jy hom gaan bestudeer. Dit omvat ook die verdere ontplooiing van die nuwe lewe in die heiligmaking. Nou moet jy strewe om heilig te lewe en uit die sonde uit te bly. Ek wil nie in die sonde bly nie. Onthou jy ons liedjie, maatjie? Ons wil nie in die sonde bly nie. Ons wil daar uitkom. Wat ons in prinsip in Yeshua het, moet die volle werklikheid in ons lewe word. Dit wys op 'n proses van vernuwing, wat ons hele lewe omvat, die daaglikse vernuwing van ons lewe, net soos uit Yeshua opgewek het, so kan ons ook in 'n nuwe lewe wandel. Deur die doop is ons immer saam met hom sy dood, sy graf ingegaan. Ons gaan saam met Jesus Christus in die graf in, en ons staan op met opstandingskrag. Ons het die suurdeeg agtergelos. So wanneer vind Pessach, ongesuurde brode en opstandings plaas? Presies vind dit plaas in die 1, 2, 3 in die maand April. So in die maand April vind al 3 hierdie feeste plaas. Dan tel ons die omer, wat almal nie ken nie, tot 50 wanneer ons Pinkster ingaan. OK. So julle, ons moet hierdie goeters verstaan om in 'n nuwe lewe te kan wees. Ek sal tog vir my nuwe sissas wat hier is, en vir Susan wat hier is, sal ek tog die menorah vat en een oggend gou-gou verduidelik. Hierso gaan nie almal nooi nie, ek gaan net die wat, maar julle sal almal weer die menorah wil hoor. Ek ken julle nou al by die tyd. So dan sal ek die menorah net deurgaan voor al die feeste beginne. Maar ek gaan dit nie voor die Pessach gaan doen nie. Ons is te naby aan die Pessach en ek gaan nie die doop uitstel nie. Ek gaan dit nie uitstel nie. Dit is dag, datum en tyd. Ons gaan nou in en klaar. Daar's nie omdraai kans nie. Die proses het natuurlik 'n begin, maar dit bly nie by die begin nie. Dit gaan voort tot volkome
verheerlikheid. Met ander woorde, Vader moet hierdeur vereer en verheerlik word deur jou redding. Jy kan nie doelloos mee gaan lewe nie en sommer net lewe en soos wat ons nou gesê het, gaan skinder nie. Stop die skinder. Dis witchcraft. Stop dit. Dit gaan voort, soos ons, met ander woorde, soos dat jy vir die verheerliking van Vader ontvang. Die skrif spreek dan ook van 'n heiligmaking, waarin ons meer en meer moet groei. Die eerste is die gevolg van Yeshua se werk vir ons. Jy kry jou scroll, jy kry jou purpose, jy kry jou destiny, wat jy moet gaan doen. Is alles reg? Okay. Die tweede is 'n gevolg van die werk van Heilige Gees in ons. En skielik is hier 'n gees wat teen jou vlees begin stry, jou vlees stry, hy wil sonde doen, maar die Gees is sterker as die vlees en jy kom oor in remembrance in. Die eerste is volmaak en kompleet en ons sodra die Gees die nuwe lewe verwerk het, die nuwe lewe begin in jou opstaan. Dis opstandingskrag van nuwe lede. Die tweede help gou Michael. Progressief en inkompleet solank as ons hier op aarde lewe. Dink aan wat ons eers gelees het in Hebreërs 10 vers 10 en 14. Wie kan gou vir my Hebreërs opsoek? Hebreërs 10, Michael, vers 10 en 14 of Diana. Ons lees in vers 10. Deur hierdie wil van Jahwe is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Yeshua net eenmaal. Hy's net eenmaal geoffer. So jy moet nou klaarmaak met die sonde, want jy kan nie oor en oor en oor en oor en oor wedergebore wil deurgaan nie. Jy moet streef na heiligmaking. Jy moet klaarmaak met die sonde. Daar is nie nog tyd om heeltyd sê, o jammer ek het gesondig nie. Hoeveel keer moet Vader jou vergewe? Hy vergewe ons elke keer, maar naderhand gaan hy sien jy volhard in die sonde en jy volhard nie in hom nie. Wat dan? Dan begin jy doelloos nie meer skrif lees nie. Jy sien nie meer kans vir die Bybel nie. Jy ken nie jou sin van bestaan nie. Dis hoekom jy volgende week daai gedeelte moet hoor. Deur die offer van die liggaam van Yeshua net eenmaal, let op die voltooide tyd. Ons is heilig in vers 14 lees ons. Lees gou vir my Michael. Ekskuus. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat heilig geheilig word. Hoeveel offers? 1. 1. Ekskuus, ek gaan hom weer beter lees. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. So ons moet dit onthou, ons moet regtig klaarmaak met hardnekkige sonde. Let op die laaste woord. Die wat geheilig word, dit wys op 'n progressiewe heiligmaking, maar die teks wys ook op 'n voltooide, objektiewe heiligmaking in Yeshua, wanneer daar staan, hy het vir altyd dit volmaak. Vul my kap, wat ons nou gaan sing. Het jy hom vir ons? So, ek wil hê jy moet daar sit en jy moet luister na die woorde van vul my kap. Want dis belangrik dat jy verstaan, die beker was eenmaal. Hy sê dit was volbring. Die bloedkwitansie was daar. So, dis tyd dat die bloed, die sonde uit jou lewe uitwas. Dis tyd dat jy moet besef, ek moet klaarmaak met hierdie sonde. Want ons lewe in 'n tyd wat baie verlore gaan. En dit maak my baie bekommerd en hartseer. Speel vir ons, Mike. Waar jy vrede het, peace, love, joy, wanneer jou kap vol is.
waar jy jou tempel volmaak, waar jy na 'n woning toe gaan wat nie van hierdie wêreld is nie. So die liedjie in een het vir ons gesê, dis tyd dat ons moet klaarmaak. Ons moet boeties en sissies ons mekaar lief hê en ons moet vrede maak. Dat dit ons regtig, ek doen 'n beroep op stilleres. Julle is in 'n hoë ouderdom, dis tyd om vrede te maak. Dis tyd om vir mekaar spasie te maak, vir mekaar lief te wees en ons kan dit doen. Moeilike tye kom. Julle het gesien wat het ek gedoen, ek het in afsondering gegaan. Dit was nie maklik nie. Maar ek het nie geloop en gaan kwaad praat of haatspraak doen nie. Baie keer moeilik gehad op 'n stukkie by Diana as ek moedeloos. Dan sê ek Diana, ek wens dit ek kan my purpose weer terugkry. Hy het nie weer van ons purpose gepraat. So ek sê vandag dankie dat ek my purpose kon weer terugkry. So wat gebeur is, dis nie net julle wat baie keer deur seer kry terugtrek nie. Ons as leraars kry ook maar die swaar daardeur. Moenie dink is vir ons maklik nie. Maar deur volharding gebed wil ek vir jou sê, by God is niks onmoontlik nie. By God is niks onmoontlik om vir julle die vrede, die joy te kan gee wat julle moet hê nie. Love, peace and joy. Dit is wat met julle moet gebeur. En julle kan dit doen. As julle daai kos maak, maak dit met baie, baie liefde. Maak dit of dit die laaste pot kos is wat jy gaan maak. Wat jy vir 'n boeta of 'n sussie gaan gee. Daar moet soveel liefde in daai pot wees net, om Tuisie moet sommer kom vir 'n tweede skeppie. Kan jy nie wag nie? So ons gaan vandag tot so ver gaan, want die woord is groot, maar ons gaan na ons gedoop het, gaan ons hierdie woord klaar maak, maar volgende week gaan ek die ander een bring. Maar as ek vir julle sê, gaan luister hierdie liedjie, Michael sit op vir hulle op die groep. Gaan kyk wat hy vir julle sê. Vul my kap. Vul my dat ek oorloop. Dat ek oorboddel, soos die pot sal oorkook. Laat die stooppot se deksel nie sal afskiet en jou gesig sal stukkend skiet nie, maar dit sal oorloop van dit wat Vader in jou lewe wil bereik vir jou. Nie wat jy wil bereik nie, wat hy vir jou wil bereik. Kom ek bid vir ons. Dankie Vader vir u groot liefde en dat ons nooit in u kan twyfel nie. Dat u altyd die nuwe in ons sal begin. Vader, dat u nooit slymer nie. U is altyd daar vir ons. Deur u seun wat dit vir ons deur sy groot genade vir ons moontlik gemaak het dat ons bloedgewaste kinders kan wees. Vader, wat 'n vreugdevolle oomblik om vanoggend te kan sê, ons gees het opgekoppel, ons is bloedgewaste kinders van U, Abba Vader. Vader, waar die doopbad net die seël gaan wees van U se Kanya glory, vreugde binne in ons, Vader. Waar dit vir ons 'n dubbele portion van salwing in ons lewe gaan gee in elke opsigte. Selfs die stukkie wat dood gegaan het, word in opstandingskrag weer hergebore in opstandingskrag saam met ons Yeshua. Waar die klip wat voor ons was, weggerol is vir ons. Laat ons sinne nie meer verblind is nie, maar dat ons kan sien deur die vensters van die hemele, Vader. Vader, dankie dat U vir ons oopbreek, daai stikkende klipharde harte. Dat U hulle sal sag maak soos klei, Vader. Dat hulle hart sal kry om hierdie woord te kan ontvang in hulle diepste binneste, Vader. Dat hulle kan sê, ek is 'n tempel van U, Abba Vader. Gebruik my, maak my 'n lewende gees van U gees om te wandel in U weë op die spore van geregtigheid, Vader. Vader, daar is niemand soos U nie. En daar's niemand soos Jesus Christus wat dit vir ons aan die kruis gedoen het nie. En die Heilige Gees wat op ons neergedaal het, Vader,
wat ons vul tot oorlopings toe, vra ek Vader, seël ons in U Shekinah glory vandag Vader, dat ons in U vreugde, in U joy, in U liefde kan wandel vir elke medeboeta in Sissa in Jesus naam. Amen.